Dit is vandag maandag 16 Februarie. Welkom by ons luistermeditasie vir vandag. Ons lees uit Eksodus 24 vers 12 tot 18 uit die 1983 vertaling en ons verwys na Matteus 22 vers 34 tot 40 ook uit die 1983 vertaling. Ek steek vir ons 'n kers aan. Laat skyn u lig oor my en maak my lig. Laat wees my soos 'n tuin wat volop water het. 'n Fontein wat se water nooit opdroog nie. Laat my wees soos 'n tuin met baie water. 'n Fontein wat nooit opdroog nie. Amen. Eksodus 24 vers 18 tot 24 is een van die uitstaande tekste in die Torah, die 5 boeke van Moses. Dit handel oor Moses wat die berg Sinai uitklim om die 2 kliptafels waarop die 10 gebooie was te ontvang. Die teks is beskrywend van die magtige teenwoordigheid van God. Ek nooi jou om die teks te ontvang en dit dan op jou hart te laat lê. Dalk is daar 'n woord of 'n frase of 'n gedagte wat by jou bly, hou dit in die stilte vas. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Josua toe hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons totdat ons na die berg toe, van die berg af kom, na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle en as iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinai berg gebly. En 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk na Moses toe geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly.
Die magtige teenwoordigheid van die Here kom in verskillende beelde uit hierdie teks na ons toe. Die eerste beeld van die teenwoordigheid van God is die berg Sinaï homself, die berg van God. Dis die einste berg waar God vir Moses jare terug ontmoet het, aan die voet van hierdie berg, en homself vanuit 'n brandende bos openbaar het. Die berg as die teenwoordigheid van God. Die wolk in hierdie teks is 'n ander metafoor, die wolk wat die berg omhul. Die volk is baie goed bekend met die wolk, want dit is die wolk wat hulle ook deur die woestyn gelei het. Die wolk as die magtige teenwoordigheid van God. En dan wanneer God met Moses praat vanuit die wolk, is dit vir die mense onder die berg soos 'n gloeiende vuur waarna hulle kyk. Natuurlik ook 'n bekende beeld vir die volk, want in die nag was dit 'n vuurkolom wat die volk gelei het, die magtige teenwoordigheid van God. En dan eindig die teks met nog 'n baie bekende beeld, 40 dae en 40 nagte vertoef Moses, wag hy op God. 40 dae en 40 nagte. Die bestek in tyd wat deur die geskiedenis van Israel iets, 'n verwagting kom gee van God wat sy magtige teenwoordigheid gaan openbaar. En dan natuurlik die kliptafels. Die riglyne hoe die volk moet leef. Hou hierdie simbole van God se magtige teenwoordigheid vir 'n oomblik vas. En dan hoe lyk die magtige teenwoordigheid van die Here in die nuwe bedeling wat Christus bring? In Matteus 22 kom Jesus self en dan sê hy, ek gee julle nou die grootste gebod, en dit is die liefde. Die liefde. As julle mekaar liefhet, julle self en God, sal mense my teenwoordigheid sien. Hou dit vir 'n oomblik vas.
Here, maak my hart oop om u liefde vir myself te ontvang. En dan help my om myself lief te hê, sodat ek ook ander kan lief hê. En u magtige teenwoordigheid sigbaar kan word in hierdie wêreld. Amen.